Baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons boodskap van bemoediging. Ons is vandag by ons 5de gedeelte van die apostoliese geloofsbelijdenis wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En ons gaan bietjie meer kyk wat Lukas 23 van vers 13 af ook vir ons daaroor wil kom sê, en mag ons regtig iets meer hoor van wie die Here ook is daardeur, en mag ons iets meer verstaan van wat ons getuig wanneer ons ook saam die apostoliese geloofsbelijdenis as kerk getuig. Dis ook vandag dan nou 'n dag van stilte, 'n dag van stil gebed, waar ons kan gaan stil word, sommer net om te bid vir die COVID-19 pandemie en die korrupsie wat daarmee gepaard gaan. Ons as kerke bid vandag saam reg oor die land vir hierdie pandemie, en ek nooi jou graag uit om tyd te maak vandag iewers, om sommer net stil te word, by jouself ook sommer net na te dink oor dit wat aan die gang is in ons land op hierdie stadium, veral met korrupsie en die COVID-19 pandemie. En ek vra om regtig vir die Here ook te vra vir wysheid en leiding in hierdie tyd, en vir hom te vra vir ons leiers ook wysheid en leiding te gee. Mag ons werklik sommer net vandag ook bemoedig word deur die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en ook die woorde uit God se woord uit Lukas 23 van vers 13. Kom ons lees dit saam. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opreier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskreeu: weg met hom, laat Barabbas vir ons los." Barabbas is in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig, kruisig hom." Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moet word, en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Tot sover lees ons vandag saam. Hy het gelei onder Pontius Pilatus. Hy is gekruisig. Hy het gesterf. Hy is begrawe. Ons Here en Jesus Christus het hierdie lyding verduur sodat ek en jy verlos kon word. Sodat ek en jy vir ewig met God in 'n verhouding kan wees. Met sy groot liefde uit het hy dit gedoen. Hy het volhard tot aan die einde toe en vir my en vir jou aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer met hierdie sonde hoef rond te loop, sodat ons as vrygespreektes van Christus, van God, kan leef. En die vraag wat ek net vandag weer opnuut vir myself afvra, en ek hoop jy vra dit ook vir jouself af, is: spreek my lewe van God, van Jesus se verlossing aan die kruis? Spreek my lewe van sy liefde? Spreek my lewe van dit wat hy vir my kom doen het? Baie keer gaan ek en jy deur die lewe, en ons doen 'n klomp dinge, en ons sê 'n klomp dinge, ons sien 'n klomp dinge, ons beleef 'n klomp dinge. Baie keer kyk ons die Here Jesus Christus mis in ons lewe. Ons kies om hom baie keer mis te kyk. En dan kruisig ons eintlik dit wat hy vir ons kom doen het, dan maak ons dit af asof dit niks was nie. Asof sy verlossing vir my en vir jou maar net nog iets was. Maar wanneer ons werklik eerlik met mekaar is, sonder sy verlossing was daar nie 'n ek en 'n jy nie. Sonder sy verlossing sou geen lewe bestaan net soos wat ons dit vandag ken nie. Sou niemand van ons as verlosses kon leef nie. Sou niemand van ons die keuse kon maak om met hom in 'n verhouding te staan nie. En dit moet vir my en vir jou, soos vir wat dit klink, moet dit vir my en vir jou kom bemoedig vandag, want die Here Jesus Christus het vir my en vir jou uitgekies om sy kinders te wees. Van die begin af het hy ons uitgekies, en deur Jesus Christus het hy ons finaal en al kom uitkies en vir ons gesê, maar hy het ons so oneindig baie lief, dat hy hierdie geskenk van die Heilige Gees in ons wil sit, sodat ons ander ook
tot hom mag bring, as gevolg van hierdie krag wat in ons leef, sy krag wat in ons leef. Mag ek en jy nooit vergeet van dit wat die Here vir ons kom doen het nie. Mag ons altyd dit in ons gedagtes en ons harte saam met ons ronddra, sodat ons voortdurend kan leef met dit wat hy in ons kom sit het. Sy liefde, sy vrede, sy genade, sy geduld. Mag ons mekaar hanteer, soos dat Jesus hier ook vir ons kom leer, in sy woord en in die apostoliese geloofsbelijdenis, hy ook vir ons kom doen het. Mag ons dit doen, mag ons dit wees in hierdie lewe. En mag ons weet dat hy saam met ons ook wandelend is, daarom kan ons dit doen. Ek groet jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen.